Kom ons raak vir 'n oomblik stil, en dan bid ons ook so die Here se seën op die woord. Vader, wat 'n voorreg is dit nie om vanmôre hier te kan wees nie, Here. Hier te kan sit in U teenwoordigheid nie. Vader, te kan weet dat U is altyd met ons. U het vanoggend ons oë oopgemaak, Here, U het hierdie dag vir ons gegee. Wat 'n voorreg is dit nie om hierdie dag te kan geniet in U teenwoordigheid nie. Here, ons sit vanmôre hier in die kerk en ja, ons is dalk ongemaklik want dit is warm en ons skuif rond en daar's goed wat ons gedagtes kan aftrek. Maar Vader, vanmôre sit ons hier omdat ons dankbaar is. Ons is dankbaar dat U daar is altyd vir ons. Vader, ons is dankbaar dat U in die verlede daar was vir ons. Ons is dankbaar dat U vandag hier is vir ons. En ons is dankbaar dat U ook in die toekoms daar vir ons sal wees. Vader, wat 'n voorreg is dit nie om vandag ook net ons dankbaarheid aan U te kan kom uitspreek nie. Here, ons gaan rondom die woord stil staan, 'n paar gedeeltes, maar dankie dat ons kan weet, Vader, dat U dit ook sal seën. Dankie dat ons vandag hier kan uitstap met 'n dankbare hart. Amen. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê dat ons moet altyd dankbaar wees. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus van julle verwag. Nou soos ons gesê het, hierdie is nie net 'n gewone Sondag nie. Hierdie is nie net sommer enige Sondag nie. Hierdie is ons dankbaarheidssondag. Hierdie is ons dankfees. Dit is ons 10de maand dankoffer. Dis 'n tyd waar ons terugkyk en waar ons sê die Here was goed gewees vir ons. Vriende, ons dink aan hierdie jaar wat agter ons is. Dis 'n jaar vol werk, dis 'n jaar vol geloof. Daar is saamstap, daar is trane, daar is lag in hierdie jaar wat hier agter ons is. En daarom is ons vandag hier. Ons is juis vandag hier om vir die Here te sê, Here, dankie vir dit wat U alles vir ons doen. Ons is nie net hier om te sê, Here, dankie dat U net daar is vir ons in die goeie tye nie. Maar ons is vandag hier om te sê, Here, dankie dat U daar is vir ons selfs in die tye wanneer dit moeilik gaan. Ons is hier om te sê, Here, dankie dat ons saam kon leer, saam kon dra aan mekaar se laste hierdie jaar. Here, ons is dankbaar vir die wonder van genade wat U elke dag, elke week, elke maand vir ons kom gee het. Nou wanneer Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar, skryf hy nie aan mense wat gemaklik was nie. Hy skryf nie aan mense wat op lekker stoele gesit het, wat koel was en in 'n gebou waar dit lekker ligreëling in was nie. Hy skryf aan mense wat deur 'n moeilike tyd gegaan het. Hy skryf aan 'n jong gemeente wat swaar gekry het. Hy skryf aan mense wat vervolg is. Hy skryf aan mense wat moed verloor het. En tog sê hy, wees in alles dankbaar. Hy sê nie, wees vir alles dankbaar nie. Hy sê, wees dankbaar in alles. So dit beteken selfs in die moeilike tye, in elke situasie moet ons steeds dankbaar wees, want ons weet God verlaat ons nooit nie. So dankbaarheid beteken nie dat alles reg is nie, en altyd reg is nie. Dit beteken, jy weet God is getrou, selfs al is alles nie reg nie, selfs al is daar chaos daar buite. So dankbaarheid is nie net hierdie gevoel nie, dankbaarheid is 'n doelbewuste geloofskeuse. Goeiemôre ook van my kant af. Sommer lekker om vir julle almal te sien. Ons tweede gedagte rondom dankbaarheid is die belofte dat die Here altyd vir ons sorg. En dat hy die een is wat ons groot voorsiener is. As hy in die bergrede besig is om so 'n bietjie met ons te praat of met sy mense te praat oor dat hulle nie moet bekommerd wees oor môre en oormôre nie, dan gebruik hy die beeld van die natuur om te sê hy sorg vir die natuur. En as hy vir die natuur op so 'n kosbare manier sorg, hoekom sal hy nie ook vir ons sorg nie? Ons ken daai bekende gedeelte in Matteus 6 vers 26 wat sê, kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie 'n skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. En dan vra hy, is julle nie baie meer werd as hulle nie? Ons weet die verhaal gaan verder waar Jesus ook gebruik maak van die wilde blomme. Sê jy, kyk maar na die blomme in die veld en al die pragt wat daarin is. En as hulle nou vandag nog hier is en môre is hulle nie meer hier nie, as die Here so mooi vir hulle sorg, hoekom nie ook sal hy nie vir ons sorg nie? So dis die wonderlike belofte wat ek en jy het, dat
God sorg vir die natuur, maar soveel te meer ook vir my en vir jou. Miskien vergeet ons elke dag of op 'n gereelde basis dat elke dag, elke asemteug, elke stukkie brood, elke sonsopkoms, alles elke dag beleef, is 'n geskenk uit die hand van die Here. Sy eie broer het daar in sy eie briefie van Jakobus geskrywe, Jakobus 1 vers 17, sê daai mooi woorde van elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader. Ek sê dit dikwels vir mense as hulle dink dat die slegte kom van die Here af. Gaan lees net weer Jakobus. Jakobus sê net die goeie, net die volmaakte, dit kom van die Here af. Daar word vertel dat die groot Corrie ten Boom, Nederlandse teoloog in die Tweede Wêreldoorlog, sê en haar sussie Betsy was saam in die Ravensbrück konsentrasiekamp. Daar was mos nou verskeie konsentrasiekampe, waarvan Auschwitz een van die bekendstes was, en Ravensbrück nie so baie op die tafel was nie, maar hulle het nie so baie oor hom geskryf nie. En ook nie baie oor Betsy nie. Maar Corrie ten Boom het 'n klomp boeke geskryf, en onder andere word hierdie verhaal vertel, dat die plekkie waarin hulle gebly, die barak waarin hulle was, vol vlooie was. En een oggend toe sit die einste Corrie baie moedeloos en sê, hoe kan ons vir die Here dankie sê, ook vir die vlooie? Gedagtig nou aan 1 Tessalonisense wat sê, wees in alle omstandighede vir alles dankbaar. En Betsy, waarvan jy nie baie hoor nie, sê vir hierdie bekende sussie van haar, maar die Here sê in sy woord, wees in alles dankbaar. En toe kom hulle 'n paar maande later agter dat die wagte nooit by hulle barak ingegaan het. Hulle gaan by al die ander barakke in, baraks wat mense dit ook al noem, wat die meervoud is, maar nooit by hulle nie, omdat die wagte bang was vir die klomp vlooie. En so kon hulle ongehinderd met die woord besig wees, kon hulle die Bybel lees, kon hulle mekaar bemoedig, kon hulle baie dinge doen wat die ander ouens of die ander vrouens en mans nie in hulle barakke kon doen nie. En nou kan 'n les hieruit leer, nee, dat die Here selfs beste en goed waaroor ons dikwels kan kla, selfs dit kan gebruik tot seën en tot redding van ons. Wat 'n voorreg om te weet, die Here is ons groot voorsiener. Selfs partykeer op maniere wat ek en jy dit nie eers verwag nie. Die derde punt waarby ons stil staan oor dankbaarheid is, God is altyd teenwoordig. Hy los ons nooit alleen nie. Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Dankbaarheid groei wanneer ons besef dat God nie net daar is wanneer alles goed gaan nie. Hy ken ons seer, hy ken ons pyn, hy ken ons swaar kry, hy ken ons twyfel. Selfs toe jy gedink het, jy was alleen. Selfs terwyl jy vanmôre hier sit en dit voel vir jou, jy is alleen, God ken dit, hy is by jou. Hy is nie ver van jou nie, hy is naby jou. Hy ken elke glimlag op jou gesig en hy ken elke traan op jou wang. Ek dink aan die storie van George Miller, die man wat in die 1800s 'n groot kinderhuis gehad het, waarin daar 300 kinders was. Kinders wat nie ma's en pa's gehad nie. En elke oggend, of hierdie een oggend, kom sy assistent na hom toe sê, meneer Miller, ons het niks kos om vanmôre vir hierdie kinders te gee nie. George sê vir hulle, dis reg. Gaan, laat almal na die tafel toe kom, laat hulle aan die tafel sit vir hulle borde neer, messe, virke. Nou kyk hulle hom snaaks aan, sê maar hier's nie kos nie. En so het hulle almal gaan sit voor 'n leë bord en hulle het begin bid. En George bid en hy sê vir die Here, dankie dat hy altyd daar is. Dankie dat die Here altyd sorg, dat die Here altyd voorsien. En so toe hy klaar gebid het, hoor hy daar sit klop aan die deur. Hy maak die deur oop, dit is die dorp se bakker. Bakker sê, gisterand het ek wakker geword en ek het gevoel hoe die Here vir my sê, ek moet gaan en ek moet vir julle kom brood bak. Hierso is vir julle brood om te eet. Nie lank daarna nie, klop die melkman aan die deur. My melkkar het hier gebreek, die melk gaan suur word. Kom, hier's die melk, kom ek gee die melk vir julle. Daardie oggend het 300 kinders geëet en hulle was versadig. Nie omdat Miller baie gehad het nie, maar omdat hy 'n God gehad het wat voorsien het, omdat hy 'n God ken wat voorsien. So dankbaarheid groei wanneer jy onthou, al het ek niks nie, God sal altyd weer voorsien.
Ons vierde punt rondom dankbaarheid is dat ons weet die Here seën ons uit liefde uit en nooit omdat ons dit verdien nie. Dis 'n les wat hy vir die volk al moes geleer het in die baie vroeë tyd. Ons lees dit in Deuteronomium 8 al. Daar sê die Here vir sy volk, jy kan dalk dink, my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf. Sê, dis mos wat julle partykeer dink, dis ek wat dit reg gekry het. Want dan sê hy vers 18, maar jy moet die Here jou God nooit vergeet nie, want dit is hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. So hou hy die verbond in stand wat hy met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. En dan hoor nou hierdie woorde, so is dit nou nog. Ons weet dis nou in daardie tyd geskrywe, maar dit het nog nie verander nie. Ek en jy weet dat wanneer ons hard werk, wanneer ons ons eie asem gebruik, wanneer ons ons eie talente gebruik, wanneer ons ons eie krag, ons eie tyd gebruik, ons dikwels kan sê, maar dis ek wat dit bereik het, dis ek wat dit reg gekry het. Maar elke asemteug, elke stukkie waarmee ek kan werk, alles weet ek en jy, kom van die Here af. Ware dankbaarheid is inderdaad wanneer ek en jy besef, ons verdien niks nie. Ons ontvang alles net uit sy liefde en genade. Daar was op 'n dag 'n boer gewees wat maar 'n ou klein plaasie gehad het, 'n ou bakkie, nie baie gehad het nie en hy moes nog baie hard gewerk het ook op hierdie klein plaasie van hom, maar tog was hy altyd blymoedig en bly gewees. En op 'n dag loop iemand hom raak en sê, hoe kry jy dit reg? Hoe kry jy dit reg om altyd bly te wees, ten spyte van die feit dat jy nie so breed het nie? Toe sê die man vir hom, nee, ek het baie. Ek het 'n God wat my dra. Ek het 'n vrou wat my lief het en ek het kinders wat die hele tyd gelukkig is en wat lag. En ek het 'n ou klein stukkie grond waarop ek kan bid en waarop ek kan werk. En as ek dit môre alles moet verloor, dan het ek nog steeds baie. Want dankbaarheid het niks te doen met hoeveel jy het nie, maar wie jy het. So, hoekom gee ons? Hoekom gee ons? Gee is nie 'n plig nie. Gee is aanbidding. Ons gee omdat ons weet, alles wat ons het, kom van God af. 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, elkeen moet gee, soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Wanneer ons gee, sê ons, Here, ons vertrou U. Ons vertrou nie my eie vermoë nie. Ek vertrou nie myself nie. Ek vertrou U. Gee breek selfsug. Gee bou geloof. En dit wys dat ons harte het wat vol dankbaarheid is. So ja, waarvoor is ons dankbaar hierdie jaar? Ons is dankbaar in ons gemeente vir 'n klomp goed. Ons kyk gou so vinnig oor die jaar wat agter ons was en ons kyk na die Here en ons sê vir die Here dankie. Here, dankie dat U goed was vir ons. Elke bediening is 'n noot in God se groot simfonie van dankbaarheid. Saam vorm hierdie 'n lied wat sê God was hier gewees. Nou as ons kyk na ons verskillende bedienings, begin ons vandag by die begrafnisbediening, Tannie Anine en haar span. Hierdie is mense wat lief het. Hierdie is mense wat troos bring waar daar trane was. En hier was al hierdie jaar baie trane gewees. Hier was al klomp begrafnisse gewees. Omtrent amper elke week het ons 'n begrafnis. En ons wil vanmôre vir elkeen van julle baie dankie sê. Elkeen van julle wat bereid is elke keer om broodjies te maak, wat bereid is om te kom skink, wat bereid is om net hier te wees. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Dankie vir julle wat lig wys, selfs in donker tye. Ons kyk na ons blomme en ons uitbeelding, bediening wat ons het. Elke blom, elke uitbeelding, elke stukkie kleur wat Sondag hier voor neergesit word, dit kom sê God is hier. Julle kom en julle kom wys vir ons dat geloof nie net iets is wat gehoor word nie, maar dit ook iets is wat ons kan sien. Matteus 6 vers 28 sê, kyk na die lelies van die veld. Dankie aan elkeen van julle wat hier is en wat vir ons help om dit elke Sondag mooi te maak hiervoor. Ek dink aan die groot geleenthede. Ek dink aan ons terug aan skool toe diens. Ek dink aan ons ouma en oupa dag. Ek dink sommer aan laasweek se belydenisaflegging. Dankie vir elkeen van julle wat op hierdie manier ook 'n verskil maak. Ons is natuurlik baie dankbaar vir ons gemeentebediening. Ons gemeentebediening is inderdaad ons grootste bediening in ons gemeente.
wat 'n klomp onderafdelings het en 'n klomp bedienings wat onder hom val. Ons kerkraad, ons ouderlinge, ons diakens is deel van ons gemeentebediening. Die musiekspan wat, amper sê ek weer musiekfabriek, die musiekspan wat elke Sondag vir ons voorgaan en vir ons begelei rondom ons sang, die klank en die video ouens daarbo, ons koffie, het ons al koffie, ons koffiebediening, jy kan gerus vir ons 'n ou koffietjie gooi, ons koffiebediening is die lekkerste bediening van almal, en ons wil daarom net wys, hierdie koffie is vars gemaal en vars gekook en vars gebrou, en ons mag daarom hier koffie drink, terwyl ons besig is met die erediens, nee, ons het nie kerk as 'n toestemming nodig nie, daar is hy. Dankbaar vir iets heerliks lekkers nou in die keel. Die koffiebediening, ons het 'n klomp sulke onderafdeling bedienings wat daar is. Ons het die vroue retreat, die mannekamp wat albei hierdie jaar 'n baie geseënde geleentheid gehad het. Ons omgegroepe is besig om weer te groei. Was 'n stadium waar dit so stabiel gebly het, so staties, niks het gebeur daar nie. En nou kom daar weer nuwe groepe en nuwe mense wat daarbey inskakel. Ons omgegroepe se boeke wat hulle hanteer, word elke keer gesê, wow, dit sluit so mooi aan by die preek of by die Bybelskool of ouens gesels nog lank na die omgegroepe oor daardie goede. Ons Bybelskool het hierdie jaar wonderlik gegroei, ons het gegroei tot 99. Ons kort nog die een enkele skapie van die 100, die een wat weggeroop het, so mag daar volgende jaar nog een bykom. Ons is klaar met die evangelies, volgende jaar begin ons met Handelinge. Ons het in die begin van die jaar het ons daai 6 weke reeks gehad van Louis Gigelo oor Don't Give the Enemy a Seat at Your Table. Ek dink was 70 amper 80 mense wat dit bygewoon het. Al hierdie goede is deel van ons gemeentebediening. Maar dan het ons nog ander bedieninge. Ek en Lientjie is eenmal 'n maand op 'n donderdagoggend by die kankerkliniek wanneer ons persone wat hierso chemo kry of wat net vir hulle opvolggeleenthede kom, daar word vir hulle gebid en 'n bietjie met hulle gesels en bemoedig, word hulle bemoedig. Ons doen hospitaalbesoeke, tuisbesoeke as mense uit die hospitaal uit is. Ons het ook 'n bejaarde besoek bediening, so bietjie informeel, sommer net om by al die ouer mense te gaan kuier. En ons het natuurlik ook 'n geskenkebediening. Dit sien julle dikwels wanneer daar 'n geleentheid is soos Vadersdag, Moedersdag, dan is daar altyd ietsie kleins wat vir ons gegee word. Ons het ook verlede Sondag, die tweede keer, ons groot potjie kos dankie geleentheid gehad, waar ons sommer vir Wesgemeente ook uitgenooi het en gesê het, kom net saam. Ons wil vir julle op 'n manier dankie sê vir alles wat gebeur en wat gedoen word. En jy kon gehelp het. Jy kon jou uit kiesing gekeer het en ouens het hulle behoorlik gehelp hierdie jaar het ons by van die ouens gesien. Maar al hierdie goede is deel van gemeentebediening en jy hoor sommer nee, dit is nie iets wat net op 'n Sondag gebeur nie. Kerk gebeur in Kroonewil Noord nie net Sondag nie. Dit gebeur deur die week, dit gebeur hier by die kerk, maar dit gebeur ook verder en weier. So dankie vir elke liewe een wat op een of ander manier by ons gemeentebediening se aksies inskakel en 'n verskil maak. Ons waardeer. Ons is ook dankbaar vir ons jeugbediening. 1 Timoteus 4 vers 12 sê, niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. En wat 'n wonderlike jaar was dit nie vir ons jeugbediening gewees nie. Begin van die jaar het ons 197 kategese inskrywings gekry. Dis ongelooflik. So ons is dankbaar vir elke jong mens wat deel geword het van hierdie groei, hierdie reis, hierdie groei van geloof. 'n Hoogtepunt vir die jaar was verseker vir my laasweek gewees, met ons belydenisaflegging waar 23 jong mense hier voor kon staan en vir die Here sê, Here, hier is ons. Ons wil hierdie pad saam met U stap. Ons wil voluit vir U leef. Ons kleuterkerk is nou besig om te blom. Hulle is daar besig hier bo in die oppersaal, so Rita en haar span. Ons is dankbaar vir hulle wat die kleintjies ook daar besig hou. Saam speel hulle sing, hulle bid, maar hulle leer ook vir Jesus ken op 'n eenvoudige manier. Ons het ons groot Imagine kamp gehad hierdie jaar. Daar's 'n groot groep jong mense wat soontoe gegaan het. Dit was 'n tyd van lofprysing, van aanbidding, van trane, en klomp van hulle het teruggekom ook met nuwe geloof. Nou ons weet ons jong mense is verskriklik besig by die skole, sport, sosiale verantwoordelikhede, maar ons is dankbaar vir elkeen van julle wat Sondag na Sondag hier is om kategese by te woon. Ons is dankbaar ook vir elke kategeet wat ook elke week 'n klomp liefde, geduld en deursettingsvermoë insit om ons kinders te leer. Julle is waarlik geloofshelde wat 'n verskil maak.
Ons sien verskriklik uit na volgende naweek. Dit is ons kategese uitstappie Parys toe, Kasakara toe, waar ons die jaar gaan afsluit, waar ons lekker saam gaan swem en net pret gaan hê. Ons het 'n werkende jong groep ook, wat hier al 'n jaar en 'n bietjie aan die gang is. Ons het elke maand 'n saamkom waar ons 'n secret kitchen hou. En ek is dankbaar vir elke jong mens ook, want so is daar klomp mense uit die dorp uit, nie eers net van ons gemeente nie, maar uit die gemeenskap uit, wat deel vorm van dit. En weet julle wat is my ongelooflik? Vir 'n klomp jong mense stop geloof nie as jy klaar maak met skool nie. Dis hier waar die geloof begin groei, dis hier waar dit verder gaan. En dit is wonderlik om te sien hoe hulle ook hulle lig laat skyn in die donker wêreld daar buite. Ons is natuurlik dankbaar vir ons getuienisbediening, Juffrou Tia en Dani, Susan. Ons getuienisbediening is dit wat ons buite toe stuur. Dit wat ons uitdra. So ons het hier by ons kerk het ons die werkersklas, waar hulle die vrouens, die huishulpe bymekaar kom, waar hulle klomp mooi goedjies maak, voorskote en sakkies waarin jy jou wasgoedpennetjies, hulle leer hulle die basiese goed. En dit is ongelooflik hoe daai vrouens ook groei. Ons het ons uitreik elke jaar wat ons na die VGK toe gaan in Brent Park. Daar het ons al 'n klomp boeke vir hulle gegee, Bybels. Dit is weer die 28 November die belydenisaflegging daar, wat ons ook daar gaan waarneem. Dan het ons uitreik wat 'n bietjie verder is, die uitreik na die Kaprivi toe. Daar dien ons, daar gee ons Bybels, daar bou ons, daar verkondig ons die evangelie, daar verryk ons mense se lewens. Verder as dit is ons in Japan. Ons ondersteun sending in Japan, ons ondersteun Oekraïne. Ons het kinders wat ons daar ondersteun in Oekraïne, ons het Kersgeskenke wat ons vir hulle gee. Ons het 3 jaar 50.000 begroot vir dit, en ons het aldus dit uitgegee. Nou, by getuienis is die vers waarop ons staan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Kan ek aangaan? My tyd raak min. Gaan mal. Ok, ekskuus. Ek moet nog by Wes gaan preek, ek het 5 minute. So, Christus sal die res vir julle doen, ek sal my gedeel afhandel. En dan is ons ook dankbaar vir ons barmhartigheidsbediening. As ons kyk na ons koskans insamelings, dit is die mense, Tannie Deline en haar span, is elke maand hier op hulle pos, om te help en te sorg vir die mense, wat nie altyd dit so breed het nie, wat ook maar sukkel. Nou, ons het 'n gemiddeld van so 14 plus gesinne wat ons 'n maand kos gee. Daar is omtrent so 24 items wat in so 'n pakkie kom per maand. Dis oor die 4000 items per jaar. Dis vleispakkies wat insluit maalvleis, hoender, bologna, worsies, noem dit. Ons het elke maand eiers wat ons vir hulle gee, toiletware word ingesluit, en dan natuurlik al die goed wat ons skryf van julle af wanneer ons koskas insameling het. Maandeliks gee ons meel vir Huis Eden ook. Daar word eiers geskenk. So ja, daar is 'n klomp goed wat in 'n jaar gebeur wanneer dit kom by die barmhartigheid met die koskas bediening. Ons het omtrent so 264 items wat per gesin per jaar uitgegee word. En die gemiddelde waarde van dit is tussen 1350 en 1500 rand, afhangende van hoe dit is. Maar ja, ons koskrasprojek maak 'n groot deel uit van ons jaarlikse begroting. En ons is dankbaar vir elkeen van julle wat iets skenk, elke donasie, elke blikkie kos wat julle gee, elke hand wat julle bysit. Dit is ongelooflik, dit is omtrent die amper 227.000 rand in 'n jaar wat ons in ons koskas insit en ons barmhartigheidsbediening insit. En sonder julle kan ons dit nie doen nie. Baie dankie vir elkeen van julle wat elke maand, elke keer as daar insameling is, so getrou bydra. Ons waardeer dit. Matteus 25 vers 40 sê, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Julle wys vir ons dat geloof hande en voete het. Ons is dankbaar ook vir ons bazaar en ons vleisfeesprojek. Wat 'n 2 wonderlike geleenthede was dit nie gewees nie. Ons het in totaal 12,5 beeste gekry hierdie jaar wat ons bewerk het. Daar was 2 skape gewees wat ons gespit het met die bazaar, en daar was 'n klomp bokke gewees wat ons gehad het. Ons het hierdie jaar dit so 'n bietjie anderster gedoen. Ons het dit in 2 gedeel. Ons het 'n vleisverkoping aan die begin, die eerste deel van die jaar gehad, en toe ons in die tweede deel van die jaar het ons bazaar gehad. En ja, ons het 'n bedrag gesit van 350.000 wat ons begroot het vir wins, wat ons graag uit die 2 uit sou wou kry. En onthou julle, so 'n paar sondae terug het ek gesê, daar het van die ene 204 afgekom en van die ander 146. So die 350 waarvoor ons gebid het bymekaar gekom. Hoe ongelooflik is dit nie?
Baie dankie vir elkeen van julle wat gedeel het in dit, in die vreugde, van almal wat tot koekies gebak het, tot kindergesiggies geverf het. Ons waardeer julle ongelooflik baie, dankie vir julle. Matteus 25 vers 40, Psalm 100 vers 2 sê, dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Kan jy maar die res van alles klaarmaak? Ek gaan nou maar kyk waar jy nou Ek kom nou heeltemal deur jy mekaar gevat, so ek sal nou maar aangaan. Dankie, sterkte, seën vir julle. Sê vrede daar aan die ander kant. Maak so. Ons is ook dankbaar vir ons terrein en vir ons eiendomsbediening, 'n bediening wat so stil dinge doen, maar wat gedoen moet word. Ons het 'n geweldige groot kompleks, ons het 'n groot terrein wat ons moet onderhou, en dit kos uit die aard van die saak geld. Enige iemand wat iewers iets moet in stand hou, weet, jy moet verf koop, jy moet dit doen, hier breek 'n ding, daar breek 'n ding. En ons eiendomsbegroting is ook 'n hengse klomp geld wat ons jaarliks moet inkry, op 'n manier deur ons dankoffers om uiteindelik ook al hierdie werk te kan doen. Maar as jy hier rondloop, dan sien jy hier is 'n klomp dinge in hierdie afgelope jaar gedoen. Ons het met die voorreg dat julle vir ons so baie geld en verf geskenk het, ons weer al die palisades kon oorverf. Met 2 fondsinsamelinge wat ons gedoen het, is al die klaskamers oorgeverf. Die ou gordyne wat 50 jaar gehang het, dat al in flarde gehang het, is uiteindelik vervang met splinternuwe blindertjies. Ons het die agter die moederskamers en die babakamer oorgedoen. As jy dit nog nie gesien het, hoe mooi is dit nie, kyk asseblief om, as jy uitloop, maak 'n punt om daarna te kyk. Daar gebeur soveel op hierdie terrein om uiteindelik hierdie plek mooi en netjies te hou. Ons het 'n hartseer gehad dat ons tuinman wat al 25 jaar saam met ons geloop het, Joseph verloor het hier iewers in die jaar en toe hy oorlede is, en ons het sommer vinnig agtergekom watter gemis is daar. Want Joseph het 'n manier gehad om goed te gaan wegsteek as hy dit gaan bære het. En as ons nou 'n ding gesoek het, dan het ons 'n heel dag gesoek na 'n ding wat hy iewers gebêre het. Maar ons is ook so dankbaar dat die Here weer voorsien het in die vorm van jonge Tsumelu wat nou by ons begin werk het en wat nou aangestel is. En as jy om die terrein loop, dan hoor jy kort mense se komplimente dat ons terrein regtig mooi in 'n goeie toestand is. Dis ouens wat regtig agter die skerms werk. Dis ouens wat uit die liefde van die saak hierdie dinge doen, want hierdie gebou is nie eers hulle sinne nie. Die terrein is nie eers hulle sinne nie. Maar hulle doen soveel moeite om seker te maak dat alles hier reg is. Ek hoor die woorde van Kolossense 3:23 sommer so duidelik. Wat julle ook al doen, doen dit van harte en soos vir die Here en nie vir mense nie. Dis presies wat hierdie mense doen. Baie dankie vir elkeen van ons terrein en eiendombediening mense. Ons is dankbaar vir ons vrouebediening. Vroue wat hier sit, dit is julle. Julle is die hart van ons gemeente. Maak nie saak wat se taak daar is nie, daar word 'n briefie gestuur op 'n WhatsApp en onmiddellik is daar 'n klomp vrouens geaktiveer om bepaalde goeders te doen. Vroeger die jaar het die vrouediens hierdie of die vrouebediening hierdie geweldige mooi vroue geleentheid gehad. Hier was 181 vrouens in hierdie saal ingedruk. Ek moes daardie oggend die opening kom waarneem het en ek was in my lewe nog nie so bang en benoud om voor so baie vrouens te praat nie, maar dit was een van die mooiste gesigte om soveel vrouens hier in ons gemeente te sien. Vrouens wat ook uit liefde kom dien, nie uit erkenning nie, maar omdat hulle die Here liefhet. Ons is dankbaar vir 'n finansiële bediening. Vriende, julle weet dat alles word duurder. Ons lewe word duurder en die kerk staan nie aan die ander kant van alles loop maar net maklik as dit kom by geld nie. Ons het 'n groot begroting wat geklop moet af, wat gebalanseer moet word. As jy so 'n skynsdoer in die hoek kyk, dan sien jy so 'n verskriklike bedrag wat daar staan. Dis ons begroting vir ons 10de maand dankoffer. En voor jy 'n hartaanval kry en dood neerslaan en sê dis dan geweldig baie, dis wat ons verlede jaar gekry het. Ons het besluit om nie 'n sent by dit by te sit nie. Ons het gesê dit wat ons verlede jaar gekry het, gaan ons graag van die Here vra dat hy hierdie jaar dit weer vir ons sal gee. Maar dis die tipe geld wat ons nodig het om uiteindelik 'n begroting te laat klop. Ons gemeente is die enigste gemeente wat 2 dominees het. En julle weet mos, ons is die rykste ouens in die dorp, ons ry die beste karre, julle moet dan baie geld hê om ons salarisse te voorsien, soos wat ons histories altyd in die dorp hoor. Maar dit kos 'n klomp geld om die personeel van hierdie gemeente ook te kan betaal wat maandeliks. Al die ander goede wat jy gehoor het, ons barmhartigheid wat rondom 200,000 hardloop, ons eiendomme is ver oor dit. Ons versekering wat ons maandeliks moet betaal is meer as wat ouens se salaris is.
Ons jaarlikse begroting vir ons versekering is meer as party ouens se hele salaris. Dis hoe geweldig hoog hierdie goede is. En iewers vra die skoolgeld, en iewers vra die ander ouens geld, en iewers vra hierdie ouens geld, en op een of ander manier is daar net nog steeds ook 'n rand of twee om uiteindelik ook vir die kerk te gee. Daar's geen woorde wat ons het om vir julle dankie te sê vir elke sent, vir elke rand wat iewers in 'n sakkie gegooi word, wat iewers elektronies oorbetaal word, wat op een of ander manier in 'n skenking na ons toe kom nie. Dit maak 'n ou se hart net so bly as jy weet jy het vir 'n groot tekort begroot. En ten spyte van baie wonder oor ekonomie wat nie wil klop nie, kan ons met 'n klein surplus verlede jaar afgesluit het. En ek het in die finansiële vergadering gesê, ons vertrou die Here alweer nie, want ons begroot alweer vir 'n tekort vir hierdie jaar, maar ek is so oortuig dat hy ook hierdie jaar weer eens vir ons sal voorsien, sodat ons nie met 'n tekort hoef af te sluit nie. 2 Korintiërs 9:11 sê, hy maak julle altyd en alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Is dit nie waar nie? Ten spyte van die druk, ten spyte van alles wat duurder word, ten spyte van net nog en nog wat gegee moet word, die rentes wat minder en minder word, is daar altyd net nog iewers ietsie wat ons vir die kerk kan gee. So geweldig baie dankie daarvoor. Ons is ook dankbaar vir ons diensverhoudinge bediening. Dis ouens wat sorg dat ons personeel gelukkig is en dat al die amptelike arbeidsake en goeders op die regte plekke gebeur. Dis ouens wat kundig moet wees om hierdie goeders reg te kan doen en werklik waar vrygewig gratis verleen hulle kundigheid aan ons om vir ons ook op hierdie manier seker te maak dat alles in plek is. Ook vir ons bediening rondom al die diensverhoudinge wil ons vir die Here al die eer gee vir mense soos julle. Vriende, die meeste van ons goed is nou klaar vir die einde van hierdie jaar. Ons Bybelskool het afgesluit, ons katekese maak vandag klaar, dan is nog net die uitstappie en die afsluiting die 9de, maar verder is die meeste amptelike goede nou klaar. So 'n tydjie wat ons so 'n bietjie gaan rustig word en wat ons so 'n bietjie weer kan asem skep sodat ons volgende jaar weer met nuwe energie kan begin. As jy al so 'n bietjie 'n kalender voor jou kon gehad het, hy loop nou net so tussen die bedieningsleiers rond, dan sien jy volgende jaar is net so geweldige besige jaar, 'n jaar waarvan ons groot droom en wat 'n groot opgewondenheid met ons bring. Maar daarvoor het ons uit die Aardvriendsaak weer eens elkeen se hulp, se ondersteuning, se moed, se durf, se bydrae, se noem dit maar op, het ons nodig. Maar wat hierdie jaar betref, 2025, wil ons vir elkeen van julle 'n opregte groot dankie sê. Want niks van hierdie jaar sou ooit moontlik gewees het as dit nie vir julle was nie. Mag die Here werklik elke gawe, elke optrede, elke betrokkenheid, elke ondersteuning, elke gebed wat in hierdie jaar vir ons gebid is, vir hierdie gemeente gegee is, mag hy dit baie ryklik seën. Kom ons gebruik die geleentheid. Soms so daar by jouself, dit wat jy vir die Here wil dankie voor sê, kom ons maak ons oë toe en dan vra ons, dan sê ons vir die Here in die besonder baie dankie vir dit wat ons ook nou alles gehoor het. Ons Vader wat woon in die hemel, laat U naam geheilig word. Here, ons weet dat U hier is vanoggend. Daarom kom ons met groot dankbare harte na U toe. Here, dankie vir 'n gemeente en predikante wat kom om U te dien. Here, dankie vir asem wat U elke dag in ons longe blaas. En verseëninge wat ons so net aanvaar. Here, U is goed vir ons. U dra ons in moeilike tye. U gee vir ons lig in donkerte. Vrede in onrustigheid. Hoop as ons moedeloos raak. Dankie Here dat U genade nooit opraak nie. Mag ons lewe 'n getuienis wees van hierdie dankbaarheid. Want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.